heerlikheid en die eer behoort vanmôre aan U, Here. Alles wat ons sê, alles wat ons dink, alles wat ons doen, laat dit wees om God te verheerlik en ons loof en ons prys U. Dankie vir elke een wat vanmôre bydra vir die werk van die Here. Ons bid dat U 'n goddelike seën oor elke een sal losmaak in die naam van Jesus. Here, het sy of hulle die offerande in die sakkie plaas en of hulle agter by Sonja by die kaartmasjien gaan betaal, hoe dit ook al sê, ek dank U dat die woord sê, die Here het 'n blymoedige gewer lief, Vader God, dat U die vensters van die hemel sal oopmaak oor elke een, en waar daar 'n nood is, dat U magtig sal deurbreek, sal voorsien, en ons gee aan U die lof en die eer. Seën elkeen wat bydra vir die werk van die Here. Ons dankie vir ons dansspan wat ons vanmôre gaan bedien in sang en musiek, Here. Ek weet net elke keer wat 'n vlag opgelig word die Here se naam groot gemaak. We raise up a banner. Die atmosfeer verander, Here, en ons dank U dat U vanmôre hierdie atmosfeer kom vul met U krag, met U heerlikheid, met U salwing, dat die mense se harte sal aanraak, Here, en ons loof U, Here, ook vir Gerard se bediening in hierdie môre uur, Vader God. Dankie dat hy 'n geseënde, gesalfde instrument van U is, Here, en dat U ook vanmôre U doel sal bereik met dit wat hy aan ons wil deel. Ons gee alles oor. Ek wil sê, we surrender all to You, our blessed Savior. Jesus, just come and take over. Holy Spirit, You are so welcome here. Come and flood this place with Your atmosphere. Your glory is what our heart longs for, to be overpowered by Your Spirit, Lord. In Jesus naam word verheerlik. Ons gee aan U die lof en die eer in Jesus naam. Amen. Kom ons gee die Here 'n handeklap. Let God arise, let God arise, let God arise, let God arise. Let His enemies be scattered, and let the righteous be glad. Yes, let them rejoice with gladness. God has triumphed mightily. Let God arise. Let God arise. Arise. Let God arise. Let God arise. Let His enemies be scattered, and let the righteous be glad. Yes, let them rejoice with gladness. God has triumphed mightily. Let God arise. 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 It is good to praise the Lord and make music to Your name, O God Most High, to proclaim Your love and faithfulness all the day and through the night. La la la, la 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 la
Israel, Lord of all is He, in the midst of us, He is mighty. Rejoice, rejoice, daughter of Zion, shout aloud, Israel, sing, rejoice with all your heart, O Jerusalem. For the Lord your God in the midst of you, mighty is His name. Rejoicing over you with songs of gladness, singing joyfully, He will save us. Rejoice, rejoice, daughter of Zion, shout aloud, Israel, sing, rejoice with all your heart, O Jerusalem. Roni, 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 Bahatzion, Ha'ariyim, Israel, sing, Zivav, sing, Bechol el, Bat Yerushalayim, Bat Yerushalayim, Bat Yerushalayim. Let God arise, 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 let God Die kleinste enetjie, hoe oud is sy, Ursie? 6. Is sy nie awesome nie? Weet julle, 5. Sy's 5. Weet julle wat het die Here in haar lewe gedoen? Sy het 'n hartkondisie gehad. En die dokter het gesê sy mag nie dans nie. En sy het elke keer dansoefening toe gekom. Die Here het haar gesond gemaak. Sy is gesond. Liewe gemeente, dit is my aangename voorreg om vanoggend my getuienis met u te kan deel. As 'n 72-jarige man wat baie draaie in die lewe geloop het. Voordat ek gaan begin, wil ek net vra dat u saam met my die oë sluit. Dat ek ook net vir die Here vra om sy hand vir my te hou en die ore geopen te hou. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir die geleentheid wat ek vanoggend gekry het om my getuienis met hierdie gemeente te deel. Miskien sodat daar 1 of 2 persone is wat aanklank daarbey kan vind en vrede met u kan maak. Ons is besig met die klaarmaak van die lewe. Ons sien dat die wêreld daar buite in afwagting verkeer vir u wederkoms. En my gebed is dat dit wat ek vanoggend met die gemeente kan deel, ook daartoe sal bydra, dat dit mense sal help om voorbereid te wees. Jy weet dat ek al lank besig is met hierdie boodskap, dat dit swaar op my hart lê. En ek dank u dat ek weet, deur u Gees sal die bekwaammaking daar wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. My naam is Gerard Ras en ek is nie 'n getroue kerkganger nie. Tot groot spyt van my vrou, wat baie lief is vir die kerk.
Ek het in die NG Kerk groot geword tot die ouderdom van 18 jaar. En ek is groot gemaak, letterlik in die vrese van die Here. Dat alles wat 'n mens doen of sê, gaan tot straf lei. Ek het bitter min geleer oor die liefde en genade van Jesus Christus. En hierdie laaste lied wat die sanggroep vir ons mee bedien het my weer eens diep geroer. Want dis deur Jesus Christus wat ek staande is. Is deur Jesus Christus dat ek vanoggend hier voor u kan staan en getuig van 'n lewe wat baie hartseer vervat het. Maar dat ek nog steeds kan glo en hoop op die ewige hiernamaals. Ek het 'n loopbaan gevolg in munisipale wese en ek was vir baie jare munisipale bestuurder. Hoog opgegaan by Stad Kaapstad, toe ek afgetree het, was ek die uitvoerende direkteur koöperatiewe dienste van Stad Kaapstad. En ek het altyd hierdie ou swart Bybel op my tafel gehad. Ek noem dit my werksbybel en hy is al so getag en al die datums waar ek op gegewe dae gelees het ek die datums ingeskryf. Ek net so 'n bietjie oor, toe ek voorberei het ek teruggekyk, myself gesê, you've come a long way. Maar jy sit ook iemand wat my baie jare ken, Rika, wat my amper 50 jaar ken, ek en haar oorlede suster, sy man was boesemvriende. En as sy nou hier moet opstaan, as sy sê, daai was nou 'n stoute man gewees. Liewe kuier saam met die vriende en die wyn, jy weet daai dinge wat saam met vriende gepaard gaan. Maar altyd bewus van die Here. Toe ek 18 jaar oud geword het ek my oorlede vrou ontmoet en sy was AGS en daar het hy heeltemal 'n nuwe bediening by my pos gevat. Die liefde van Jesus Christus, die genade van Jesus, nie die vloek van die 3de tot die 4de geslag wat op 'n mens rus, soos dit vir jou voorgehou is, die halwe Ou Testamentiese leer. En daarvoor is ek al innig dankbaar. Ek maak dit korter, sodat ek by die kraks kan kom. In 2002 is ek op die kruin van my loopbaan as munisipale bestuurder. Toe sterf my vrou op 47-jarige ouderdom op die 1 Maart 2003, ekskuus tog. En 5 maande later, toe pleeg my 22-jarige seun, die pragtigste, mooiste kind, toe pleeg hy selfmoord, terwyl ek oor see is, om my dogter te gaan haal wat onderwys gegee het in Londen. En hy los vir my 'n mooi brief en hy bedank my vir alles en hy sê, hy kan nie aangaan nie. En daar het iets gebeur en dit het gaan oor woorde wat geuiter is oor hom, deur sy eie oorlede ma, dat hy verantwoordelik was vir haar siekte toestand. Agt maande later sterf my 26-jarige dogter in 'n motorongeluk. So dis nou 13 maande uit mekaar uit 3 sterftes. Die naaste aan my. Januarie 2025 toe sterf my pa aan longkanker. En presies 'n jaar
Na my pa sterf my moeder. Alzheimer's. Die tydperk was presies 1 Maart 2023 tot 28 Februarie 2026. 5 mense die naaste aan my uit my lewe geruk. Die vraag wat ek aan u kan voorhou is, hoe hou 'n mens in sulke omstandighede en oor wie hou jy? Want die rouproses is 'n proses wat jy nie ander afskakel nie. Dis langdurend. Die sielkundige sê, dit vat so 2 jaar net om deur die basiese rouproses te gaan in. Rikkie hy is besig met die rouproses. Die van u wat hom ken weet, dat sy eggenoot 'n paar maande gelede oorlede is. Ek was heeltemal van my kop af. Ek kan dit nie anders uitdruk nie, want die skok en die tragedie het my oorweldig. En ek het ook probeer om my eie lewe te neem. En ek het geëindig in die N1 stad Klaro kliniek en vir 3 weke daar gelê soos 'n zombie. Elke tweede dag elektriese skokke gekry. Psigiater my vol pille gejaag. Ek het sleepvoeten daar voortgebeur. En dit wat die kinders gesing het, die groepie vanoggend gesing het, weer genade en goeie vriende. Hulle is, al my goeie vriende is al huis toe. Maar ook familie en die wonderlike vrou wat die Here vir my gegee het. Denise, absoluut 'n voorbeeldige kind van die Here. Kon ek opstaan. Ek het alles verloor op 'n stadium, maar ek het weer 'n geleentheid in plaaslike regering gekry. En ek is opgerig. Hoe ek oorleef het, kan ek maar net sê, dis genade. Dit het my diep geraak, en dit was vir my bevestigend ook. Die laaste, it's because of you I'm standing. En ek moes dood gewees het. En hier staan ek vandag en ek deel dit met u. Ek het met die Here gestry, soos 'n Job van ouds. Maar ek kon nie staat maak op die goeie trou wat 'n Job met die Here gehad het nie. Kyk, Job was een van die beste dienaars van die Here. Maar soos hy, toe hy die een terugslag na die ander gekry het hy gesê, waarom? En sy vriende het hom gesê, man, los die Here uit. Ek het baie gevoel om die Here uit te los. Maar danksy die gebede van gelowiges, en luister mooi, die inslag wat die kerk gehad het, hier praat ek van die Pinksterkerk, die AGS. En ek is nie hier om die kerk se lof te besing, maar ek het baie lering ontvang. Want geloof kom deur prediking onder andere. Kon ek staande bly. Job, soos u weet, was braaf. Want hy het gewaag om vir die Here vrae te vra. Dat 'n brawe man om vir die Here vrae te vra. En op 'n stadium in Job 39, toe
sê hy, ek is nie opgewasse teen u nie. Nou, hoekom sê ek hierdie dinge? Ek is nie opgewasse teen u. Want die Here is God. Die Here is soewerein. Hy is die opperwese. Hy is ons skepper. God self sê ek is. Dis sy antwoord. Maar God was ons genadig, deurdat hy vir ons gesê het, ek het julle so lief, dat ek my kosbare seun vir julle stuur, Jesus Christus. Sodat julle kan leer van my goedheid, 'n deel van my kan verstaan. En is interessant, oor al die jare, en ek is nou meer as 50 jaar, 'n gelowige, wat ek kan sê ek 'n Christen gelowige is. Hoeveel mense ken nie vir Jesus nie, maar hulle sit elke Sondag in die kerk. En dis nie kritiek nie. Luister mooi, dis nie kritiek nie. Maar wat ek altyd vir mense sê, as julle vir Jesus wil leer ken, lees net die 4 evangelies. Matteus, Markus, Lukas en Johannes. En julle sal 'n totale ander begrip kry van Jesus was. Want ons maak so aanspraak op Jesus, asof Jesus sommer net 'n ligskakelaar is. Is sommer net 'n naam. Maar dis die naam bo alle name. Dis die naam wat vir ons intree, vir Gerard Ras intree. Dat hy dit daarom kan maak, dat hy konstaande bly, dat hy bly glo, dat hy bly hoop. En ek sal nou iets sê oor die glo en die hoop. Om te glo is 'n keuse. Stem jy saam? Dis 'n keuse. Niemand kan jou dwing om te glo nie. Niemand kan jou dwing om te glo in Jesus Christus nie. En dis nie 'n maklike keuse nie. Want ons het te doen wanneer ons sê ons glo in die drie-eenheid, God die drie-eenheid. Dan glo ons in iets wat ons nie kan sien nie. Dis tog wat Hebreërs 11 vir ons sê. Om te glo is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons nie kan sien nie, maar waarop ons hoop met volharding. Maar daar's genoeg bewyse as ons die 4 evangelies lees om in Jesus Christus te glo. En die hoop wat daaraan weggelê is om in Jesus Christus te glo. Want die hoop wat vir ons weggelê is die ewige hiernamaals. Vanoggend kry ek 'n boodskap aan iemand wat ek genooi het om luister, een van Denise se baie goeie vriendinne. Maar hulle behoort in my vorige kerk. Sy sê nee, dankie, ek het my eie geloof. Maar geloof gaan nie oor watter kerk jy aanbehoort nie. Geloof gaan ook nie oor 'n dogma nie. Geloof gaan nie of die AGS die regte kerk is en of die NG Kerk die regte kerk. Geloof is wat jy glo in jou hart, dat Jesus Christus die Seun van God is, en dat hy die Here is. Daai stukkie, ongelukkig is die gedeelte wat die Jehovah's uitlaat, daai laaste stukkie, dat hy die Here is. Ek sê weer, die kerk is belangrik. Want ek sit self met 'n situasie waar my kleinkinders weet van Jesus, maar hulle weet nie wie Jesus is nie. Want hulle loop nie kerk nie. Hulle gaan nie sonnaarskool nie.
Dis nie kritiek nie, is iets wat ons maar net kan oorbid. Want dis tog die ouers se verantwoordelikheid. My oorlede moeder, mag haar siel in vrede rus, het my aan die ore getrek en sê, staan op, jy sal kerk toe gaan. En die fondamente, reg of verkeerd, is daar gelê. Die dinge wat in my vasgesteek het, wat nooit kan weggaan nie. Romeine 10 vers 9. Stel dit in gebiedende taal. Nou, gebiedende taal beteken sal. Dis 'n belofte. Dat as jy met jou mond bely dat Jesus Christus die Seun is, dat hy opgewek is uit die dood uit, dat hy die Here is, sal jy gered word. En weet julle, dis die eenvoudigste geloofsbelijdenis wat daar is. Vergeet al hierdie goed van, ek glo na heilige algemeenlik, nee, ek moet nie dit sê nie. Glo in Romeine 10 vers 9. En jy sal gered word. Sal beteken, dis 'n onderneming van die Here. Ek werk nou in die regsberoep. En daar kry jy of gebiedende taal, of taal wat net vrylik geïnterpreteer kan word, enige kante. As dit gebiedend is, dan is dit gewoonlik wetgewing wat nie veranderlik is nie. Hier sê die woord van die Here vir ons, jy sal gered word. Hou vas daaraan. Moet dit nie vir jouself onnodig meer kompliseer nie. En nou moet ek versigtig wees. As jy kyk na die gawes, die geestelike gawes in 1 Korintiërs 12, dan wil ons graag, veral in die Pinksterkerk, sommer al hierdie gawes hê. Maar ons kyk nie wat werklik daar staan nie. Sê, die Gees sal aan elkeen gee soos hy wil, 'n spesifieke gawe. Party het meer as een. Maar wat ons ook miskyk daar, want ons gaan sommer so hoor, want ons wil, is mos belangrik om te kan praat in tale in die AGS. Dis belangrik om tale te kan uitlê, en dis reg, dis nie verkeerd nie, dis Bybels. Maar die een wat ons almal miskyk is, die gawe van geloof. Om te aanhou bly glo. Ek vat u terug na Romeine 12, 18 vers 9. As jy glo dat Jesus Christus die Seun van God is, dat hy die dood uit opgewek is, sal jy gered word. Nou lewe ons in tye waar dit nie goed gaan in die wêreld nie. Die jongste skok waarmee ons almal mee moet worstel is die petrolpryse, die dieselpryse. Maar buiten dit, ek ken baie van ons wat hier sit, swaar kry. Regtig swaar kry. En elke ou se swaar kry is vir hom of haar die moeilikste ding om te hanteer in die lewe. Ongeag wat ek nou hier sê in my ou storie hiervan, die kruis wat ek moet dra oor mense wat ek in 'n kwessie van 3 jaar, dis erg, swaar kry is erg. En as 'n mens te veel swaar kry, dan raak jy naderhand moedeloos. En dan is die geneigtheid by die mens om iemand te wil blameer. En wat doen ons nou? In baie gevalle, ons sê, wat is die probleem met die Here dat ek so swaar kry?
Ons wat gelowig is, weet dit is nie die Here nie. Ons weet dat dit die verloop van die lewe is. Want die Here het nie, soos baie mense glo, net voorspoed beloof. Hy het genade beloof, sodat ons die terugslag en die swaar kry kan verwerk en staande bly. Want ons is nie besig met die nou van die lewe nie. Ons is reisigers na die ewigheid. Ons is almal op pad na die einde toe. Die boek van die bekende gedeelte, Prediker 3, wat sê daar is 'n plek en 'n tyd vir alles. Dis die waarheid. Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. Ons gaan dit nie vryspring nie. Dit is net interessant dat as jy vir 'n Christen vra, is jy gereed om te sterwe? Ja, maar net nie nou nie. Maar hoe gaan jy vir die res van die ewigheid, die onbepaalde tyd soos die Bybel dit noem, saam met Christus verkeer, as jy nou nie eers moeite doen of wil doen om hom te leer ken nie? En ek sê weer, lees die 4 evangelies en sien wie is Jesus Christus. Dit was vir my ook 'n openbaring op my ou dag. Hoeveel dinge ek weer raak gelees het, wat ek vergeet het. Jesus was 'n revolusionêr. Jesus het nie gekom om vrede op die aarde te maak nie. As hy nou terugkom, gaan hy vrede maak. Hy het gekom sodat mense sekere beginsels, morele beginsels, kan leer en volg en om hoop te gee. Romeine 5 vers 3 tot 5 sê, ons verheug ons in die swaar kry, want swaar kry kweek volharding. Luister mooi, en as jy dit kan aanteken, volharding kweek egtheid van die geloof, en egtheid van die geloof kweek hoop, want die hoop beskaam nie. Onthou daai gedeelte, die hoop beskaam nie, want ek gaan daarmee afsluit. Kan ek het weer lees? Is dit op die skerm? Jy kan volg. Ek is amper op die einde. Die hoop beskaam nie. Ek is 'n lewende getuie van die hoop wat nie beskaam nie. Ek hou vas, want ek glo aan die wederopstanding. Ek glo ek gaan by Jesus Christus eindig, ten spyte van my tekortkominge. Ek wil amper sê soos 'n Paulus, en ek durf my nie vergelyk met Paulus nie, want Paulus was nie net 'n uitsonderlike Hebreër, 'n skrifgeleerde nie, ek is nie 'n skrifgeleerde nie. Maar hy het gesê in Romeine 7 vers 15, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. En die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Ek is 'n ellendige mens. So ek kwalifiseer die hele tyd wie ek is. Ek is 'n ellendige mens. 'n reisiger wat afhanklik is van die genade van Jesus Christus om eendag aan die ewigheid te kom. Hebreërs 6 vers 16 is 'n belangrike gedeelte. Dit gaan oor die hoop wat nie beskaam nie. En dit is my sekerheid van geloof. As 'n regsgeleerde, maar blank voor dit, weet ek dat as iemand 'n eed aflê by iemand wat hoër is as hy, jy weet, as jy in die hof kom, dan sê die landros vir jou, gaan jy nou die waarheid praat, onderneem jy met die waarheid, so help my, en dan steek baie ouens hulle hande op, en lieg hulle aan mekaar. Maar ons weet ook dat die Here nie kan lieg nie. Hy is suiwer en soewerein. Soewerein beteken oppermagtig.
En hy sê, ek het hierdie belofte met 'n eed bevestig, sodat julle hoop nie beskaam kan word nie. Luister mooi, die Here het die eed van die ewige hiernamaals, die belofte van die ewige hiernamaals, die belofte van die hoop, het hy met 'n eed bevestig. Verstaan u dit? By die orde van Melchisedek. Melchisedek was 'n ou koning en hoëpriester, die enigste wat 'n koning en hoëpriester was, die een aan wie Samuel Abraham onderdanig was en aan wie hy ook tiendes betaal het. Die Here is 'n waarmaker van sy woord. Hy het die belofte van hoop op die ewige hiernamaals vir ons weg bevestig met 'n eed. Moet dit nie vergeet nie, met 'n eed. En 'n eed kan nie ongedaan maak. Die Here kan nie 'n eed van homself ongedaan maak. Ek sluit af deur te sê, moenie dat dogma en allerhande klagtes oor die kerk vir u afsit om die Here te dien nie. Ek kan baie dinge sê wat gebeur het oor my lewe in 'n kerk. Maar ons het 'n verpligting om te vergewe en ons het 'n verpligting om nie wrokke te dra nie en ons het 'n verpligting om nie te beswadder nie. Ons het 'n verpligting teenoor die een wat sy lewe vir ons afgelê het. Ek kan dink hoe eensaam my seun moes gewees het toe hom 12 uur in die nag ophang het, stoksiel alleen. Die briefie wat hy vir my geskryf het, het hy geëindig met 'n aanhaling uit Habakuk. Dit sê nogtans sal ek jubel in die Here, en toe sterf hy. Wat 'n eensaamheid. Ek kan my nie indink hoe eensaam hy was nie. Maar weet jy hoe eensaam was Jesus Christus? Wat oor alle mag beskik het. Die woord sê dit. Hy kon 'n bende engele geroep het en sê, kom haal my en vernietig hierdie klomp lasteraars hier om my. Maar hy het dit nie gedoen nie. In sy eensaamheid het hy 'n siel gered. Die een rower langs hom aan die kruis, ten spyte van daai erge pyn. Weet, hy het 6 ure aan die kruis gehang voor hy dood is. Hoe eensaam moes hy nie gewees het nie. En hy ten spyte van daai pyn en marteling het hy 'n siel gered. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees, net omdat hy geglo het. Nou die rower is nie gedoop nie. Die rower het nie vervulling met die Heilige Gees gehad nie. Hy het net gesê, ek glo. Ek glo. En dis my boodskap vanoggend aan u. Hou vas en glo. En onthou dat die hoop op die ewigheid is met 'n eed bevestig deur God self. Ek hoop regtig waar dat die paar woorde wat ek vanoggend aan u oorgedra het, en ek kan nou nie soos verlede week se pastoor hier op, ek het nie daai dinge in my, en ek sien mos hoe gat hulle hier in die hof moet jy stil staan. Want die landros sal vir jou vra wat mekeer jy as jy nou begin spring. En jy moet duidelik praat, en jy moet nie jou stem te hoog en te laag maak nie, want dan neem hulle eksepsie. Maar ek hoop op my eentonige manier het die woorde wat ek en die getuienis wat ek aan u oorgedra het, hoop by u gevestig. Hou aan, want ons weet dat die swaar kry is tydelik. Dis wat die woord sê, dis tydelik. En dit gaan vervang word met iets wat ons die aangenaamheid nie eers sal kan besef nie, sê die woord.
Die heerlikheid daarvan sal die mens nie nou op die aarde kan besef nie. My laaste boodskap, en dis vir myself, ek herinner my, en dit staan op my lesenaar ook. Romeine 8 vers 38, moenie nalaat, sit daai teks in jou beursie. Hiervan is ek oortuig, dat geen dood, of engele, of magte, of teenstrydighede, of toekomstige dinge, die dinge wat nou besig is om te gebeur, of kragte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders, sal my skei van die liefde van God nie. Die liefde wat daar in Jesus Christus is. Nie een van julle nie. Nie my vrou nie dat sy ooit probeer nie, sy bemoedig my altyd. Nie die kerk nie. Nie die ander kerke wat so staat maak op dogma, sal my skei van die liefde van Christus nie. Ek het met die hoogste regeringslui saamgewerk, ministers, en hulle het geweet dat dit my basis is, my fondasie. Ek sê vir u dankie dat u geluister het na my paar woorde, dat u soos in Jeremia 31:3 die Here gesê het, ek het jou op 'n afstand lief, dopgehou, en ek het jou met geduld verdra. Dankie dat u my vanoggend met geduld verdra het. En mag die woorde inslag vind in u harte, en dat u daarvan sal onthou, dat die genade van Christus eerstens vrylik beskikbaar is, en dat dit nie gecompliseerd hoef te wees. Die aanbidding in die kerk is reg. Baie mense sê nee, ek stem nie daarmee saam. Hou die fokus op die kruis. Want op die kruis, Kolossense 2, ek dink is 14 pastoor, my skuldbewys is aan die kruis vasgespijker. Moet dit nooit vergeet nie. My skuldbewys, en as julle weet hoe lank is my skuldbewys, dan sal die landros my nie eers in Hermanushof toelaat nie. My skuldbewys is skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus. En my skuldbewys is vasgespijker teen die kruis. Never forget the cross. By die kruis het Jesus sy lewe vir ons afgelê. Ons glo en ons vier dit volgende week. Die belangrik is dat hy opgestaan het. Maar moenie vergeet wat by die kruis gebeur het nie. Reddende genade in aksie. Maar ook ons skuldbewys. U en myne, ek dank u. Baie dankie, Gerard. As hy met niemand anders gepraat het vanoggend, dan het hy met my gepraat. Partykeer is dit nodig dat die Here ons net weer terugbring na die begin toe. Terwyl ons so sit, wil ek vra dat ons net ons hoofde buig. Vader, ek is baie bewus van die feit dat u teenwoordig is hier deur die werking van u Heilige Gees. En ek gaan niks sê of herhaal wat my broer gesê het nie, maar alles was gedryf deur die krag van die Heilige Gees. En Here, terwyl hy hier sit en hy praat oor die liefde, oor die genade, en ek dink ook die pad wat ek gekom het
hoe U net gekom het in U arms, onder baie van ons wat vanmôre hier sit, net ingesteek het en ons opgelig het. Ek het baie keer vir die ingesê, ek dink die Here sleep my, maar vorentoe gaan ek in Jesus naam. Dis genade, op genade. Terwyl hy besig is om te praat, en hy verduidelik alles in 'n neutedop so mooi, toe dink ek, Here, wat moet U nog doen om mense na U toe te trek? Want U het soveel liefde, die prys is klaar betaal. Genade staan reg oor elkeen van ons geskryf vanmôre. En dit hang van elkeen van ons af, ons het verhoor vanmôre. Geloof is 'n keuse. Dit hang van ons af of ons dit wil vat. Maar ek wil vanmôre bid, Vader God, dat U die naprediker sal wees, dat ons sal huis toe gaan met hierdie boodskap in ons harte gebere, en dat ons sal gaan sit, dat ons sal gaan dink, dat ons sal begin boeke opmaak, en Here, dat ons net weer sal sien, God het ons so lief gehad. Who am I, Lord, that You would bleed and die for me? En ons dank U vanmôre. Ons sit hier deur U genade. Daar mag miskien iemand wees wat gesê het, Here, ek het hier nog nooit die keuse gemaak om U as verlosser en saligmaker aan te neem nie. Dan het jy vanoggend die geleentheid. Ek vra nie vir jou sluit by die kerk aan nie. Ek vra, neem Jesus Christus as verlosser en saligmaker in jou lewe, sodat jy volgende week hier kan kom staan waar Gerrit Ras gestaan het, sodat jy kan uitgaan en vir mense kan gaan vertel, hier is 'n stuk genade, skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus. Maak hom nou jou toevlug. Maak vandag 'n besluit en sê, ek volg Jesus. Gerrit kom deur hardship. Ek weet nou nie wat sy Afrikaanse woord nie. Swaar kry, moeilikheid, baie hartseer, baie pyn. Hier staan genade wat God gedra het tot hier, en genade gaan hom verder dra totdat Jesus ons kom haal. En myself, baie van u, hartseer. Maar daar is 'n balsem van Gilead en sy naam is Jesus. Here, baie dankie vir dit wat Gerrit vanmôre, dit was nodig. Dit was so nodig. Ek bid dat U hom sal seën. En Here, dat hy van hier af ook verryk, versterk sal wees, Here. En dat U die pad vorentoe, Here, dat U hom sal gebruik in sy profesie, in sy profesie, sy werksomstandighede, om 'n verskil te maak in mense se lewe. En dat hy 'n ware getuienis ook sal wees, wanneer iemand voor hom staan, miskien met 'n aanklag, om vir hom te kan sê, weet jy wat, ek was deur soveel hartseer en pyn, en hier sit ek vandag, om vir jou te vertel, God se genade is groot, is gratis, is blywend. Ek seën hom, ek seën sy huis, ek seën sy werk, ek seën sy bediening, ek verklaar Jesus vanmôre, oor alles, wat hy aanpak van hier af, Here, dat daar 'n verskil in mense se lewens gemaak sal word, en ek gee aan U die lof en die eer, dat U hom seën, meer as ooit tevore. Hou ons almal getrou, met ons oë gefestig op Jesus. Maklik om te kyk en sê, o, kyk wat doen die pastoor, o, kyk wat doen daai ene. Ons is niemand volmaak nie. Ons kyk op na Jesus, die volmaakte, wat 'n prys betaal het, sodat ons in hom volmaak kan wees. In him we are complete. Hou ons getrou met ons oë op Jesus gefestig, en dat ons sal weet, niks sal ons skei van die liefde van Jesus. Ons dank, ons loof, ons prys U. Amen. Baie dankie, Gerard. Kom ons gee vir die Here 'n handeklap. 'n lofoffer.